Die oordse WhatsApp-groep kan nogal besig raak as daar skielik 'n gerug verskyn waaroor almal 'n opinie het. Dinge soos die water wat vir 5 weke afgesny gaan word, of Eskom se werkers wat vir 7 weke gaan staak, of WhatsApp wat nou skielik R5 per boodskap gaan charge as jy nie onmiddellik vir 20 van jou contacts hierdie boodskap aanstuur nie. Sulke dinge. Die nuutste gerug wat op die oomblik die oordse selfone aan die kook het, is dat Dominee Doudroel 'n pos aangebied is by 'n baie eksklusiewe aftreeoord in Stellenbosch. La Maison Tranquillité. Dis Frans vir huisrustigheid, mens. 'n Pragtige ou Kaapse Hollandse plaashuis wat omskep is in 'n luukse aftreeoord. Dis seker maar hoe die lewe is. Daar sal altyd mense wees wat eerste klas vlieg. Blykbaar ook die ewigheid in. Is dit waar? Is wat waar? Dat Dominee wil waaien by 'n freaking fancy aftreeoord in die Kaap gaan werk. Waar hoor jy dit? Dit word op die oordse WhatsApp-groep bespreek en 'n trend op Twitter. Dis my privaat besigheid. Dominee, vanat social media begin is niks meer niemand se private business nie. Ek haat social media. Ek tog Dominee haat die Sondagkoerante. Dit ook ja. En sekere joernaliste. Om 'n joernalis te word is die perfekte beroep vir 'n clickback. Hoe word 'n mens deel van daai WhatsApp groepie? Vrou van Tinola, dis haar groep. Dominee, al wat ek nou onmiddellik wil weet is of dit my skuld is. Of wat jou skuld is? Spanner sê dat dit my skuld is dat Dominee wil waai, want ek trek die hele tyd Dominee se aandag af met my lang bene, wulpse lyfie en ongelooflike blou oë soos poele water waar Dominee die hele tyd wil verdrink. Spanner het my beloof, hy rook nie meer aan papegaaieslaai nie. Hy sê dit sal my skuld wees as Dominee relapse en daarom wil Dominee eerder waai. Relapse na wat? Oorspel en betasting. Al daai sake teen my was teruggetrek. Gilly sê dit sal dalk beter wees om 'n liderlike ou vrou in my pos aan te stel. Spanner en Gilly sê die pot lelik mis. Dis my plesier om jou hier te hê. Ek kyk nie soos daai twee uitjekrige snotneuse na jou nie. My magtig is oud genoeg om jou pa te wees. Kyk het Dominee na my soos 'n pa na sy dogter. Stiefdogter. Toe Wors vir Sagie laat gisterand by die huis aankom van die Soubag konferensie in Sun City af. State of the Battery Game konferensie, mens. Toe kon jy met Molly vir Sagie swys, sy was so kwaad. Vir 4 dae en 3 nagte was Wors se selfoon se battery pap, want hy het glo vergeet om die charger se spesiale kabel in te pak. Na 'n ewige woordewisseling waar Wors nie 'n enkele woord kon inkry nie, is hy uitgesluit en moes hy maar in sy kar in die garage slaap. Nou het Wors kom witvoetjies soek met 'n chocolate en blomme. Men wetende van die inkriminerende selfoonfoto's van Wors by die konferensie, wat Neville Naidu se vrou vanoggend vir Molly ge-WhatsApp het. Is dit veilig om hier in te kom? Wat soek jy hier? Vergifnis. Visagie, jy het bitter baie om te verduidelik. Ek wil as jy my net 'n kans gee om 'n woord in te kry. Jy soek vir my en jy sal my kry. En nie in flop en fishnet stockings nie. Ag, kom nou Molly, ek probeer opmaak. Ek het dit vir jou gebring. Verwag jy, ek moet bly wees oor 'n bos onkruid en 'n stuk chocolate en opmaak en jou vergewe asof niks gebeur het nie. Gewoonlik werk dit. Nie die keer nie. Jy sal baie beter moet doen. Baie beter. Wat bedoel jy? Waar het jy daai rabbiesblomme gekoop? By 'n blommeverkoper. By die verkeerslig in die straat by die begrafplaas ingang. Korrek. Visagie, daai blomsmouse verkoop blomme wat hulle van grafte afgesteel het. Gewonderde pryse is so billik nie. Goedkoop is die woord waarna jy soek.
Dit wys my presies wat jy van my dink. Jy gee vir jou vrou blomme wat by dooie mense gesteel is. As jy dit so stel. Loop liewer voor ek iets onverantwoordelik aanvang. Hierdie is my werkplek en ek het werk om te doen. Vanaand sal ons by die huis praat. En jy gaan vir my alles vertel. Elke floppin detail. Okay, so waai. Kom hier, jy net asseblief my lovey. Ek is nie jou lovey nie, maar lyk my hierdie spul dancing derde is, hè? Jy gaan my alles vertel. Hoe die hel verduidelik jy dit? Photoshop. Nee, lig weg. Okay, ek waai, kom by. Ek het geweet dit gaan in trane eindig. Ek is bitter teleurgestel, my rowwe bliksem. Die skelm donder weet. Hierdie is my favorite chocolates. Skatryk weduwees, daai hooipeloi aftree oor in Stellenbosch is glo vol van hulle. Dis hoekom Dominee Droel soontoe wil neek. Dominee Droel sal nie so iets doen nie. Hy is 'n man. Alle mans is agterbakse blikskottels. Hulle kan nie lewe sonder om te lieg of te bedrieg nie. Sommige mans. Die meeste mans. Maar nie Dou Droel nie. Ooh, nou is dit al Dou Droel. Lyk my nie hy kan enigiets verkeerd in jou oë doen nie. Ek weet presies waarom hy hier wil weggaan. Ek weet. Jy weet wat? Dis ek. Ek is die rede. Jy. Hy het nog nie 'n dooie woord met my gepraat vandat ek hom gevra het om by my te kom slaap nie. Soos ek verstaan het hy hom bleek geskrik en by sy kantoor uitgehardloop. Miskien moet ek net eers aan hom gaan verduidelik presies wat my bedoeling was. Almal weet wat jou bedoeling was. Nee, daai almal het skurwe gedagtes. My bedoeling was heeltemal onskuldig. Het jy ooit daai fliek gesien? Our Souls at Night. Dit is gebaseer op 'n baie bekende roman met dieselfde naam. Ek gaan fliek nie meer nie van dat ek fiber het. Gaan soek dit en kyk daarna. Dis onlangs gemaak met Jane Fonda en Robert Redford. Robert Redford het baie oud geword. Hy het soveel ploeie op sy voorkop. Ek sweer ek kan sy hoed aanskroef. Robert Redford is al 82. En hy Jane Fonda het soveel facelifts gehad. Ek sweer haar boobs is nou shoulder pads. Jane is ook al oor die 80. Dit gaan juis oor ouer mense. Gaan kyk dit, dan sal jy sien wat ek bedoel het. Ek weet wat jy bedoel het. Making whoopie. Hankie pankie. Lekker onbeskofte goeders. Jy's verkeerd. In daai verhaal is daar 2 ou mense wat albei sielsalleen is na die afsterwe van hulle eggenote. Hier is baie sulke mense hier. Ek weet. Ek is een van hulle. Toe kom hulle ooreen om elke aand saam in een bed te slaap. 'n Single of 'n double bed. King size, okay. Net om te slaap. Net om langs iemand in die bed te wees. Oh, really? Martha. Na 'n mens 40 of 50 jaar elke aand langs jou man in die bed geslaap het, is alleen slaap verskriklik alleen. Siels alleen. Pynlik alleen. Ek dink ek moet dadelik met Dominee Droel gaan praat. Gaan staan in die deur, sodat hy nie kan uithardloop nie. Ja, is groot marakas tussen matrone en omwors. Ag, rubbish man, waar hoor jy dit? Koekie het my gesê, en ek het gesien hoe omwors soos 'n dragreiser met wiele wat spin net hoe hy weggejaag het. Dis 'n maatskappymotor. 'n Mens mag so 'n voertuig se wiele spin. Iemand het vir matrone foto's van omwors by hy konferensie te kere gaan gestuur. Wat se foto's? Soos ek verstaan, varkerige foto's. Jy wil ek glo dit nie. Ek ken vir hom wors en hy is baie lief vir antiwors. Koekie sê, matrone het omwors by haar kantoor uitgesmy en hom met 'n slab chocolate in die gesig gegooi. Dis rubbish. Kinderstories. Fake news. Nou klink jy net Donald Trump. Ek sê maar net wat ek gehoor het. My ma het eendag my pa met 'n braaipan oor die kop tuisnes geslaan. Daar was seker drank betrokke. Ja, altyd. Het jou ma jou pa geslaan oor dat hy gesuip was? Ongehoorsaamheid. Ja, sy het vir hom gesê, hy mag nie weer saam met haar suster in die kooi lepe lê nie, maar hy wil nie luister nie. My laaste goeie Gwendoline het my gelos oor dat ek met haar ma, Maybelline, 'n woeste affair gehad het. Nou, ek weet van daai affair, maar weet Gwendoline se papi dit? Haar papi is weg op lang verlof.
Maar dis maar net hulle mooi manier om te sê die Mugu sit met sy skelmboude in die tronk. Waarvoor? Financial reasons. Hy het by sy werk geld gesteel. En waar het hy gewerk? By 'n bank. Natuurlik. Dis al wat 'n mens daar kan steel. Geld. Julle twee moet asseblief onmiddellik na Dominee Dul se kantoor toe kom. Jesus, ons alweer in die bollie. Nee, hy het julle nodig as getuies. Kom. Dan is hy seker in die bollie. Kom. OK, ek kom, maar teen my sin. Deesdae is Dominee Doudrol baie versigtig as dit by vroumense kom. Hy het ten duurste geleer hoe 'n vrou se ontembare liefde blitsvinnig en onbeheerbare woede kan verander. Van hero na 'n zero in 'n oogwink. En dieselfde het met sy bankrekening gebeur. Riva, sy eks is weg met alles. Het jy geweet, 'n vroueverneker het 'n 99% kans dat in enige hofsaak die hoofgetuie teen hom sy eie vrou sal wees? Mens, daar's geen salf te smeer as liefde die dag in haat verander nie. Dominee kan nou maar uitkom en met die ou Antie praat. Spanner en Gillie is hier as getuies en ek sal alles wat gesê word notuleer. Tertjie, wie is jou ou Antie? Antie is. Gaan Dominee nou uitkom of nie? Ek weet nie of dit so 'n goeie idee is om daardie twee hier te hê nie. Ek sou eerder vir matrone wou hê. Matrone is nie siekeboeg met 'n monster migraine. Eintlik is dit nog ons teetyd. Eintlik wil ek glad nie eers weet nie. Sit julle twee net daar en shut up. Dominee kan maar begin. Laat waai papegaai. Mevrou Pot, kom sit asseblief en sê wat jy op die hart het. Ek sou verkies om privaat met jou te praat. Wel, die regsadvies wat ek ontvang het, maak dit ongelukkig nie moontlik nie. Ag, asseblief, jy het my heeltemal verkeerd verstaan toe ek jou gevra het om by my te kom slaap. That's it. Ek het klaar te veel gehoor. Maar eie common sense legal advice sê vir my om die pad te vat. Ek wil nie 'n woord verder hoor nie. Kom by. Jesusie, ek wil baie graag hoor wat Dominee nou te sê het. Ek het jou gesê hulle is die verkeerde soort getuies. Laat my asseblief toe om te verduidelik. Ek weet ek is die rede waarom Dominee ons wil verlaat. Mevrou Pot, ek kan nie verseker u is nie die rede nie. Gelukkig het Dominee al reeds vir my gesê dat ek nie die rede is nie. Dan moet dit seker ek wees. Nee, Gillie, dit is ook nie jy nie. My ma sê, ek is die oorsaak van alles wat verkeerd loop. Van my pa se gesuipery tot die afsterwe van haar kat Hendrina, die vrylating van gifgasse en haar geblokte drein. En nou ook seker die oorsaak hoekom Dominee hier wil waai. Geld. Dis die rede. Geld, okay? Lemison Tranquiliteit het vir my effens hoër salaris aangebied. Daar het julle dit nou. Eintlik is dit my privaat besigheid, maar niks op hierdie oord is ooit privaat nie. Ek voel nietemin, ek is aan jou verduideliking verskuldig. Ja, ek voel ook so. Praat Antie. Sê eens of Dominee nou daai werk gaan vat of nie. Ek weet nie, ek het nog nie 'n besluit gemaak nie. Kan julle almal nou asseblief net shut up sodat ons kan hoor wat Antie Blompot te sê het oor die saamslapery? Toe val Vleerpot daar weg en verduidelik die hele sielseensaamheid in daai fliek wat sy gesien het. En dat slaap al was wat sy in gedagte gehad het. Ek ken vir Vleerpot. En of sy dieselfde reine gedagtes gehad het as Jane Fonda in daai fliek, sal net Vleer weet. Intussen het Koekie vir die oord se WhatsApp groep laat weet dat daai frieken La Maison Tranquiliteit vir Dominee Doudrol hier wil weglok met geld. Geld, Geld. die oorsaak van alle onheil. Dank vroumense ook. Papa, swyg jy liewer oor vroumense. Moekie, swyg jy liewer oor drank. Dis ou koeie, los dit. Ek praat nou oor geld. Jy het nog nooit van die eksklusiewe aftree ooit gehoor nie. Was jy net hoe eksklusief dit is? Baie van die ou regering se ministers en legades bly glo daar. Aha, ja. Hulle het ook maar lekker ingeklim in die staatskas en hulle self gehelp. Net as die bewind van vandag. Nee, ek glo dit nie. Miskien so 'n bietjie, maar nie so erg soos nou nie. As Doudrol dan nou agter geld wil aanhardloop, dan moet hy maar. Maar Trone kan sy werk oorneem, sy kan dit teen beter doen as hy. Papa,
Ek het gesien hoe kyk jy vir matrone Molly. Pas op, ek hou jou dop. Hoe kyk ek vir haar? Dis 'n kind na Romeis kyk. Dis presies hoe jy na Dou Droel kyk. Dominee Droel is 'n baie aantreklike man. Ek het iewers gehoor dat matrone Molly die opregte oosterse belly dancing kan doen. Sy kan blijkbaar daar die hebe van haar wakkel, soos 'n ou wasmasjien met 'n petrol engine. Papa, ek weet wat jy besig is om te doen. Wat is ek besig om te doen? Ek gaan haal so lank vir jou 'n glas water en een van daai pilletjies van jou. Ek trek sommer daai oulike verpleegsters uniformpie van jou kan. O, ou parkie. Die sterk pil wat Molly van haar migraine gevat het toe sy werk gedoen. En na sy ietsie vir middagete geëet het, was sy weer terug op haar pos. Martha Goosen, Gielie se ma, het vir matrone kom sien vir haar kroniese medikasie, om dit nou liewer by die kliniek te kry. En soos gewoonlik het Martha nie met leë hande daaraan gekom nie. Vul net die vorm in en as hulle vir dokter Odendaal kry om dit te teken. Hierdie wortelkoek is heerlik. My oorlede ma se resep. Moet ek dan enige bybetaling maak vir my pille? Nie 'n sent nie. As hierdie korrupte regering vir jou iets verniet uitdeel, dan moet jy dit gryp. Ek hoor, jou man het vir jou vanoggend 'n bos blomme gebring, toe gooi jy hom dan mee. Waar hoor jy dit? Visventer. Jy weet, so stories aangedra word en sterkies bygelas word en hierdie oor sou mens sweer. Ons bly in 'n hoërskool en meisieskool is. Ek het wors se bos onkruid in die asblik gesmy en hom in 'n stuk sjokolade gegooi. Ek het een keer vir Salo suipgat met 'n naaimasjien gegooi. Hy moes 7 steke hier op sy voorkop kry en vir my 'n nuwe overlocker koop. Kyk hier. Dit is wat my man by daai korrupte konferensie aangevang het. Wat, gedans? Gesuip en gedans saam met 'n spul los terte. Lyk my asof hy 'n baie lekker tyd gehad het. Te lekker. Die hele tyd wat hy daar was, kon ek hom nie in die hande kry nie, want sy selfoon se battery was kanstig pap. Dalk was dit regtig pap. Ek moes die hotel se reception bel om hom in die hande te probeer kry. En elke keer het hulle net vir my gesê, "Sorry lady, no calls can be put through to the conference center." Molly, oorreageer jy nie dalk 'n bietjie nie? Ek ken my man. Was hy 'n dop in dit? Raak hy verskriklik windgat en onbeheerbaar vatterig. Drank kan dit aan 'n man doen. Sarah Suipgat het altyd net voor hy uitgepaas het gedink hy's George Clooney. Ek is so kwaad ek kan slange vang. Neville Naidu, wat saam met Wors werk, het aan sy vrou erken dat hy en Wors albei kaal was vir 'n full body Swedish massage gegaan het. 90 minutes medium pressure. Hulle kan jou nie massage met jou klere aan nie. Ek voel die worries kry net om aan te dink. Waaraan? Dat Wors nou... Toe maar, hy gaan vanaand vir my alles vertel. Ek sal elke detail uit hom uitwurg. Jy moet vir my hierdie resep gee. Jy moet dalk 'n handvol kalmeerpille sluk voor jy vanmiddag huis toe gaan. Wors was vir 3 nagte weg. Toe hy gisterand by die huis kom, toe gaan slaap in die garage in sy kar. Ek het gehoor jy het hom uitgesluit. Ja, maar as hy net langer en harder gesoebat het, dan sou ek hom ingelaat het. Uit desperaatheid het Wors vir Dominee Droel gevra om hom asseblief te help om vrede te maak met Molly. Dominee Droel het toe huweliksberading voorgestel en dat hy as die berader sal optree. Dit is tog waarvoor hy opgelei is. Met heel wat oortuiging van sy kant af het Molly toe teesinnig ingestem tot die berading. Ek is net mooi niks lus hiervoor nie. Ek sê dit net dat julle albei weet. Ek verstaan hoe jy voel, matrone. Wil Dominee ek met die berading notuleer? Ja. Nee. Gaan verf jou nagels of speel op die internet of iets. Dominee? Verdwyn liewer, asseblief. Okidokie. Meeste huweliksprobleme gebeur as gevolg van 'n onskuldige misverstand. Dis die soort rubbish wat hulle vir jou op die kweekskool leer. Meeste flop in huweliksprobleme gebeur as gevolg van drank en ander vroumense. Molly, asseblief, gee nie die dominee 'n kans om klaar te praat. Eintlik is matrone reg, maar ek dink in julle geval is die probleem dalk 1 of 2 misverstandjies. Dominee Droel, lyk dit vir jou soos 'n misverstandjie? Dit klink vir my na pret. Pret!
Dit was die afsluitingsfunksie. Die manne het my gedeer om op die verhoog te dans. Dis 'n spul mans by 'n konferensie. Daai is pure pret. Dalk 'n bietjie uitspattig, maar wat verwag jy van jou man? Moes hy liewer vroeg in die bed gaan klim het met 'n goeie boek? Dit sou vir my 'n straf gewees het. Ja, want hy is mos 'n bok vir sports. En ek is seker dis wat dit was. Sports, partytjie, pret. En wat van die Kalbas Swedish massage? Wat daarvan? Dit verlig stres en laat 'n mens ontspan. Dit was verpligtend vir al die area bestuurders, want hulle het gesê ons is in gevaar van executive burn-out. Die tweede dag van die konferensie was hy so siek soos 'n hond. Hulle moes 'n dokter kry om hom te kom inspuit. Hoe weet jy dit? Was op Roshni Naidu se Facebook. Wat was fout met jou? Voedselvergiftiging, Ekskuus. alkoholvergiftiging. Daaroor het ek geen simpatie nie. Jou vrou kan met jou raas. Sy gaan. Daarvan kan jy seker wees. Al steek iemand self skelm onder die sink in 'n boks, 'n halfjack weg. Moet asseblief nie op jou agterbakse manier die onderwerp probeer verander nie. Ons praat nou oor jou en jou gedrag, punt. Ek het nou net na daai freaking fancy pansy after in die Kaap se webwerf gaan kyk en raai wie is hulle passioneel with. Nie nou nie, Koekie, ons is besig met berading. Nee, sê, laat ons hoor. Mevrou Riva Duisel-Dou. Dis mos jou ex. Ons is nou besig met julle berading. Kan ons asseblief voortgaan? Dit lyk vir my, hy het berading meer nodig as ons. Vir my word daar vertel, hy wil wegtrek oor geld en al die tyd is sy ex die trekpleister by daai hoort. Ek kan verduidelik. Jy het vir ons gelieg. Het jy nie jou vingers al genoeg gebrand met daai gifappel van 'n vrou nie? Nou wil jy agter haar bas aan na daai dimension à la oude toilette toe. The mansion tranquiliteit. Huisrustigheid. Gaan maar, daar gaan jy alles behalwe rustigheid kry. Kom ons gaan maak op by die huis, Molly. So 'n bek moet jam kry. En so 'n lyf met chocolate kry. Voors. Dominee Dou het baie skielik duidelikheid oor die aanbod gekry. En hy het besef wat die regte ding sal wees om te doen. Hy roep toe vir Koekie in sy kantoor in, sodat hy aan haar 'n e-mail kan dikteer wat sy na daai freaking La Maison Tranquiliteit toe moet stuur. Geagte mevrou Riva Duisel-Dou, baie dankie vir julle goedgunstige werksaanbod. Ongelukkig moet ek dit van die hand wys. My werksverpligtinge Sy hier... dominee nou nie vir daai fancy plek. Ja, en finaal vir Riva ook. Sy het nog altyd 'n manier gehad om met my kop te smokkel. Wat maak jy nou? Ag, is baie goeie nuus. Ek moet onmiddellik vir almal dit weet. Kom ons maak jou se e-mail klaar. Vir wat wil dominee nou so lankdradige brief vol onverstaanbare woorde skryf? Stuur vir jou ex-vrou net 'n SMS en sê vir sy kan haar job en haar uptight agterend indruk. Finishing klaar. Dalk moet ek meer na julle begin luister. Ja, ons gee almal baie om. Die ou mensies hier is almal mal oor dominee. Dominee het geen idee hoeveel van hulle het begin huil toe hulle hoor dominee gaan dalk hier waai nie. Riva, druk daai job van jou in jou uptight agterend in. Nou.